Ons is geroep tot goeie werke. Broer en suster, ons moet doen wat Jesus sê. Daarom, sluit dit af met Matteus 28, leer hulle om alles te onderhou wat ek gesê het. Soek in elke oomblik hoe ek God kan verheerlik in my dade en my medemens kan lief hê en ophou en alles wat ek sê doen. Julle kan saam met my blaai na Matteus hoofstuk 5, Matteus hoofstuk 5. En alhoewel ek van plan was om 'n reeks te begin het vandag oor die leringe van Jesus, moet ek ongelukkig 'n ander reeks volgende week begin, want al die Kingsway Campus gaan 'n spesifieke reeks doen vir die volgende 4 weke wat begin volgende week oor gebed, en so ons gaan dan deel wees van dit, ons gaan dan daardie reeks deurwerk. En so vandag gaan maar een preek wees wat oor die leringe van Jesus gaan, want ek het laasweek gesê ons gaan vandag daaroor praat, maar dan sal ons terugkeer na dit aan die einde van daardie 4 weke na Pinkster. Maar ons lees vandag Matteus 5 vanaf vers 17 tot en met vers 20. Dit is tydens die bergrede waar Jesus met hulle praat en hy sê, moenie eers daaraan dink dat ek gekom het om die wet of die profete af te skaf nie. Ek het nie gekom om af te skaf nie, maar om te vervul. Amen, ek sê vir julle, totdat die hemel en die aarde tot niet gaan, sal daar beslis geen Jode of titel van die wet tot niet gaan nie, totdat alles vervul is. Wie dus een van die geringstes van hierdie gebooie afskaf en die mense so leer, sal die geringste in die koninkryk van die hemel genoem word. Maar wie dit onderhou en daarin onderrig, hy sal groot genoem word in die koninkryk van die hemele. Want ek sê vir julle, as julle geregtigheid nie aansienlik meer is as die van skrifkenners en die fariseërs nie, sal julle beslis nie die koninkryk van die hemele binnegaan nie. Vader, ek bid dat U hierdie woord tot ons harte sal seën vanmôre, dat dit vrug sal dra. Heilige Gees, dat U sal bekragtig deur die heilige mag wat U in ons werk om te wees soos Jesus. En Here Jesus Christus, dat U se verheerlik sal word in dit wat ons vanmôre in die woord leer rondom U. Ek dank daarvoor in Jesus naam. Amen. Nou ons het baie keer, meeste van julle sal al baie keer die woorde gehoor het, Christendom is nie 'n godsdienst nie, dit is 'n verhouding. Julle het seker al daardie woorde gehoor, dit is iets wat baie bekend is, die afgelope 50 jaar is dit iets wat nogal baie voorkom in kerke, daardie gedagte dat ons godsdienst of ons geloof is anders as ander godsdienste, want dit gaan oor 'n verhouding en dit gaan nie oor reëls en regulasies nie. En in 'n sekere sin is dit wel waar, dat ons is nie gered deur ons onderhouding van die wet nie. Ons is nie gered omrede ons sekere reëls nakom nie. Ons is gered deur die krag van Jesus Christus en deur sy bloed wat gestort is vir ons. En hulle wat glo in hom is vrygespreek en hulle wat glo in hom sal gered word. Maar dan is ons gedeelte soos hierdie waar Jesus sê dat julle geregtigheid moet meer wees as die fariseërs. En geen wet sal weggeneem word of afgeskaf word totdat alles vervul is. En daar sommige wat sê, ja, maar Jesus sê dit voor die kruis. Maar dit is nie waar nie. Jesus sê dit wel voor die kruis, maar hy sê dat in die koninkryk van die hemele gaan jy groot wees of klein wees, gebaseer op dit. Of jy onderrig daar gee of jy nie onderrig gee nie. En so ons sit met 'n probleem binne ons harte van, moet ons al die wette gehoorsaam wat in die Bybel is? Word al van ons verwag dat ons alles moet gehoorsaam? En in 'n sekere mate het die kerk deur al die eeue heen gesê, ja, ons moet gehoorsaam wees aan dit wat in die Bybel is. Maar aan wat? Wat spesifiek moet ons gehoorsaam aan wees? Watter wette is vervul en watter wette is nie vervul nie? En dit is nie 'n probleem net vir ons nie. Ons sien dit in Handelinge, sien ons dat dit 'n groot probleem in die kerk is. Want toe al die heidene tot bekering begin kom, toe begin daar 'n probleem onder die Christene te ontstaan, waar hulle sê, maar hierdie heidene moet homself besny. Hulle moet homself besny, hulle moet jaarliks opgaan na Jerusalem toe om offers te bring, hulle moet hierdie feesdae nakom, hulle moet die Sabbat nakom, hulle moet hierdie dinge nakom. Waar Paulus sê nee, want ons word nie vrygespreek deur die wet nie, en daarom is die wet nie van toepassing op die heidene nie. Maar waar eindig ons? Waar trek ons die lyn? Ek dink dit is die probleem waarmee baie van ons worstel is, wat is reg en wat is verkeerd, en watter wette moet ons gehoorsaam en nie gehoorsaam nie?
Daarom is daar so 'n frustrerende beweging in die kerk deesdae van mense wat teruggaan na die Sabbatonderhouding toe. Mense wat sê nee, ons moet op Saterdag kerk, want dit is die Sabbat, ons moet die Sabbat heilig. Hulle wil nie sê Jesus is sy naam nie, dit moet Yeshua wees en Mashiach, en hulle probeer terug te gaan na die Hebreëse wortels van ons geloof, die Joodse wortels van ons geloof, en alles gaan oor Jerusalem, en alles gaan oor hoe ons hierdie wette moet gehoorsaam. En hulle doen dit dalk goed bedoelend, maar hulle mis ook die punt. Hulle mis ook die punt. En ons het eintlik twee vrae wat ons moet antwoord in hierdie teks vanmôre. Want word ons gered deur wetsonderhouding of nie? En ons weet ons antwoord is nee, want Jesus het gesê ons is nie. Maar dan sê Jesus, maar julle moet gehoorsaam wees aan die wet, en die hele wet moet gehoorsaam word. En hoe kan ons daardie twee vrae by mekaar kry? Ek weet ons het in die laaste, ek dink dis by die 1970s begin, so ons sê 50 jaar, onder die beweging van baie jong Christene met die Jesus-beweging, waar hulle begin sê, ons moet wegbreek van die reëls en regulasies van die tradisionele kerke, al hierdie dinge wat ons by mekaar gevoeg het, jy moet Sondag by die kerk wees, en jy moet hierdie dinge nakom, en jy moet op 'n sekere manier aantrek, en hulle gesê ons moet wegbreek van al hierdie reëls, hierdie tradisionele dinge wat ons bind. Ons moet eerder gaan na die idee dat dit gaan oor 'n verhouding, ons moet net lief wees vir mekaar. Jesus self het gesê dat die grootste gebod gee ek vir julle, julle moet die Vader lief hê soos met julle hele hart en verstand, maar die naaste soos jouself, dit is die nuwe gebod. En so vir baie mense het dit geword, al wat ons hoef te doen is lief te wees vir mekaar, en die res maak nie saak nie. Weereens sê Jesus nee, moenie eers daaraan dink, dis wat hy sê, mens moenie eers daaraan dink dat ek gekom het om die wet af te skaf nie. Inteendeel, die Here maak dit nog meer streng. Want hy sê dat julle moet meer regverdig wees as die Fariseërs. En die Fariseërs is baie regverdig. Hier is mense wat die wet tot op die letter gehoorsaam. Hulle doen presies wat die wet hulle sê op elke dag wat hulle moet doen, elke offer wat hulle moet bring. En die Jesus sê vir hulle, julle moet meer geregtig wees as hierdie ouens. As julle 'n kans wil hê om in die hemel in te kom. Dis wat Jesus hier sê. En om sy voorbeeld te staaf, gaan hy aan in die volgende, in die res van daardie gedeelte, en hy begin te praat oor verskillende wette. Hy sê dat, as jy die woord sê, of die wet sê, dat jy mag niemand doodslaan. Maar ek sê vir jou, as jy jou broer haat, het jy al klaar moord gepleeg. En hy maak dit erg. Nou is dit nie meer net, ek moet myself weghou, ek kan kwaad wees, en my broer uitskel, solank ek nie iets fisies aan hom doen nie. Want ons trek die lyn daar, ons probeer te sien waar ons die lyn kan trek. Hoe kwaad kan ek word voordat ek hom slaan? En Jesus sê, die oomblik toe jy kwaad geraak het vir hom, en daardie woorde in jou hart gekoester het jy al klaar moord gepleeg in jou hart. Jy is al klaar tekort, jy kan nie. Dan praat hy oor kom ander dinge, oor egbreek en al die dinge, sê as jy net 'n vrou begeer, dan is dit te veel. En so Jesus fokus op die wet, en hy sê niks van die wet gaan wegval nie. En ek dink baie keer is ons groot probleem is, ons wil tog 'n lys hê wat ons kan sê, ek het nie hierdie gedoen nie, ek het nie hierdie gedoen nie, ek het nie hierdie gedoen nie. Maar dit sal makliker wees, né? Ek bedoel, hoe maklik sal dit wees as ons kan sê, ons het 'n lys van sondes wat ons nie moet doen nie. En solank ek niks van hulle gedoen het nie, is ek reg met die Here. En daardie lys bestaan seker op 'n sekere sin in die Bybel. Maar dan het jy reëls in die Ou Testament wat baie vreemd is, en ek weet baie mense buite die kerk gebruik dit gereeld, om te wys hoe deurmekaar die wette is. Ek sal vir julle een voorbeeld gee, Levitikus 19 sê dat jy mag nie klere dra wat van twee soorte materiaal gemaak is. So, enigeen van julle wat 'n polyester mix het vandag, jy het al klaar die wet oortree, reg? Die voorbeeld in Deuteronomium word gebruik, dat mag nie wol en linne gemeng word nie. Jy mag nie iets sê met wol en linne aan dieselfde tyd nie. Ek jammer vir al julle vroue wat 3 pieces hier so aan het vanmôre, van verskillende materiale. Julle almal is sondaars en verdien die helse vuur. Daar selfs wette wat sê dat jy mag nie
verskillende sade plant in dieselfde grond. Jy mag nie aardappels langs koring maak, groei nie. Jammer vir julle wat verskillende blomme in julle tuin het, wat verskillende plante langs mekaar laat groei. Jy het gesondig. En so daar is daar die wette en die mens het daar, vraag maar, praat Jesus van dit? Praat Jesus van hierdie wette? En dan hy praat nie van daardie wette spesifiek nie, maar hoe kan ons dit vereenselwig? Want ons weet dat later in die Nuwe Testament, wanneer die kwessie oor wetsgehoorsaamheid opkom, in Handelinge 15 vers 28 tot 29 sê die apostels die volgende, hulle sê die Heilige Gees in ons het daarom besluit, om geen verdere las op julle te lê nie, behalwe die volgende vereistes, en dan noem hulle net 4 dinge. Bly weg van afgodsoffers, van bloed, van dinge wat verwrig is, en van hoerery. Dit is letterlik die 4 dinge wat hulle doen. Hiervan moet julle weer hou. En 3 van hulle gaan oor wat ons eet. Afgodsoffers, bloed, en dit wat verwrig is. Dit is vreemd dat hulle daai 3 goeders kies, né? En dan hoerery as die laaste een, so half, en ook nie dit nie. En tog is dit vir hulle belangrik. En hy sê, dit is die enigste ding wat ons op julle lê. Afgodsoffers, want ons het nie deel aan ander gode nie. Ons het net een God, en daarom sal ons nie by die afgode gaan sit nie. Hier het nie te doen met die halal water wat jy gekoop het by die Spar nie. Dit het te doen met, as jy saam met ander gelowe om jouself op tafel sit en eet wat hulle geoffer het aan hulle God. So ons het nie deel daaraan. Die rede om ons nie bloed drink nie, is omdat die lewe in die bloed is. En daarom gaan ons nie die bloed van diere drink, want om deel te hê aan die bloed van diere is om te sondig. Dit beteken nie jou medium rare steak en bloed in nie, dit is nie dieselfde nie. Hier is as jy 'n lewendige dier slag en die bloed drink. Okay? Dis nie dit nie. En dan is dit wat verwrig is. Daardie is net, lyk asof dit is dat dit 'n dier is wat nie reg geslag is nie. Die bloed is nie uitgelaat nie, en as jy 'n dier verwrig, het jy hom nie gesny nie, en sy bloed is nog in hom, so dis eintlik dieselfde ding. En dan natuurlik die sedelike wette. Maar wat dan van dinge soos, jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie hierdie dinge verkeerd doen. Natuurlik is dit ingesluit by hierdie reg. Nie een van ons dink dat die apostels hier vir ons sê, julle mag net nie die verkeerde kosse eet en horeer nie, maar gaan staan jou broer dood. Niemand van ons het daardie gedagte nie. Ons weet, dis verkeerd om te steel. Ons weet, dis verkeerd om dood te maak. Hoekom weet ons dit? Van die Bybel sê ons so. En so dit raak moeilik wanneer ons kyk na hierdie wette. In die worsteling deur die eeue het die teoloog opgekom met 'n manier om dit min of meer te antwoord. En dit is om te sê dat die wette opgedeel word in 3 groepe. Nou ek het dit al vroeër genoem, maar ek noem dit maar weer as ons dit vergeet het. En as jy nou kyk na die wette in die Ou Testament, is daar 3 groepe. Daar is die morele wet wat op almal van toepassing is. Jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie daardie dinge doen nie. Ons almal verstaan daai morele wette oor hoe ons reg lewe voor God en vir ons mense. Dan is daar die siviele wette. Dis die wette wat te doen het spesifiek met hoe oordeel uitgedra word en hoe die land geregeer moet word. Sekere dinge soos dat elke 7 jaar moet al die skuld afgeskryf word. Op die 50ste jaar moet daar iets gebeur. En dinge soos as iemand gestamp het en hy seer gekry, hoeveel moet betaal word en wat moet gedoen word om die persoon te straf. Dit is siviele wette wat te doen het met dit. Is hoe kan ons as 'n land en 'n bevolking die bevolking in orde hou? Dis daardie tipe wette. Hoe kan ons orde hou onder mekaar? En onder dit is natuurlik, jy mag nie vinniger as 120 ry wanneer daar 'n spoedgrens is. Reg, dit is daai siviele wette. Maar daar is ook natuurlik siviele wette binne die Bybel. En van hulle is baie van toepassing op Israel. Wanneer dit sê dat jy moet jaarliks hierdie dinge doen in Jerusalem. So ons kan nie Jerusalem toe gaan elke jaar. Dan is daar die seremoniele wette. Dit is die reinigingswette, dis die offers. Jy moet 1 keer 'n jaar moet jy die sondeoffer bring. As jy een of ander iets gedoen het, moet jy 'n offer bring om skoon te kom. Dit is daardie wet wat te doen het met jou reinheid voor God. As jy aan 'n dooie persoon gevat het, moet jy vir 7 dae jouself afsonder buite die kamp
en dan moet jy offer bring sodat jy kan terugkom en heilig wees voor God. En sekere van daardie wette het baie te doen met die heiligheid van God, en onder dit is interessant, daardie ding van die 2 klere. Hoekom mag jy die materiale meng nie? Want deel van die groot boodskap in Levitikus is dat die volk uitgesonder word onder die ander volke uit. En so dat dit gegaan oor om hierdie volk heilig te maak, om te sê dat julle is nie soos die ander mense rondom julle nie. En as gevolg van daardie apartheid, daardie heiligheid, daardie afsondering, was daar reëls soos, jy mag nie 2 kledingstukke meng nie, want dan meng jy soos wat jy die bevolking meng. Jy mag nie verskillende plante plant in dieselfde tuin nie, want dit is dan vermenging van die plante. En so God het daardie reëls opgestel om te sê, onthou altyd dat dinge apart moet wees. Julle moet nie wees soos die ander volk nie. Wat ongelukkig baie mense verkeerd gebruik en toepas op rasseteorie, en dit is nie waar dit gaan nie. Dit gaan oor die wat God aanbid en die wat nie God aanbid nie. Dis waaroor dit gaan. Die onderskeid is tussen hulle wat God ken en hulle wat nie God ken nie. En so daar was 'n soort van die gedagte, jy moet nie meng nie. Wat Paulus wel in die Nuwe Testament noem, wanneer hy sê dat lig en donker niks met mekaar te doen nie. Jy kan nie in dieselfde juk trek as iemand wat nie 'n Christen is. Vir daardie selfde rede. Moenie meng met die ongelowiges. En so jy het hierdie verskillende klasse wette, die morele wette is almal van toepassing. Jy het die siviele wette wat te doen het met hoe die land in orde gehou word, jy het die seremoniele wette van hoe ons reinig kan word vir God. En ons weet dat in die seremoniele wette, Christus het dit vervul. Want Christus het al daai wette vervul, ons hoef nie meer offers te bring nie, want Christus is die offer. So ons weet daardie wette kan ons nie ignoreer nie, ons moet verstaan waaroor dit gaan, maar ons hoef dit nie te doen nie. Ons hoef gelukkig nie elke Paasnaweek 'n lam hier te slag op die verhoog nie. Ek dink ons kerk 'n bietjie vreemd uitdraai as ons dit begin doen. Imagine, ek sit op die klavier, 'n klein lammetjie en ek slag hom voor julle. Dankie tog. Christus het die volle offer gebring, ons hoef dit nie toe te pas. Die siviele wette, interessant om te weet, dis goeie reëls, goeie regulasies. Dinge soos dat as jy saad gesaai het, jy moet vir 6 jaar moet jy saad saai in die land, die 7 jaar moet jy die land laat rus. Ja, dit is goeie dinge om daardie rustydperk te hê. Maar dan het jy iets soos die Sabbat. En die Sabbat is vreemd. Want die Sabbat is in die 10 gebooie, wat eintlik die morele wette is. En die Sabbat is ook 'n siviele wet, want dit gaan oor die land wat elke 7de dag moet rus. Dis ook 'n seremoniele wet, want jy moet die Sabbat heilig hou. Die Sabbat is op al 3 van hulle. En so wat doen ons met die Sabbat? En as jy nou sekere kerke vat, jy begin nou maar kerk te hou op 'n Saterdag. En dit is ook natuurlik een van die wette wat Jesus die meeste die kop gestamp het met hierdie fariseërs, is oor die Sabbat en onderhouding van die Sabbat. En Jesus sê hierdie merkwaardige woorde iewers in die evangelie wanneer hy sê die mens is nie geskape vir die Sabbat nie, die Sabbat is geskape vir die mens. Of die Sabbat is gegee vir die mens. Die skrywer van Hebreërs sê dat die Sabbat is juist daardie wat vorentoe wys na Christus wat vir ons die finale rus gaan gee. Waaroor gaan die Sabbat? Wie van julle weet hoe ons die Sabbat moet heilig? Is die Sondag die Sabbat? Wie dink Sondag is Sabbat? Jy gaan nie lang opstel nie, jy gaan verkeerd wees. Die Sondag is nie die Sabbat. Moet ons die Sabbat heilig? Hoe heilig ons die Sabbat? Wat doen ons? Wat doen ons? En ek dink dit is waar ons 'n seël kry van wat Jesus bedoel met die Sabbat. En met die wet. Want op die einde van die dag was die Sabbat, soos wat Jesus sê, gegee vir die volk. Wanneer die Sabbat gegee word vir die volk, word daar gesê, want onthou dat julle slawe in Egipte was. Onthou dat julle gewerk het. Elke dag. Elke dag het julle gewerk. Wat is die vloek wat op die mens geplaas word in die begin in die tyd? En die sweet van die aangesig sal jy brood verdien. Hoeveel dae moet jy werk? Elke dag. Want jy moet eet. En so God in sy groot genade sê vir die volk, ek vat julle uit Egipte uit.
En om te wys dat daar 'n heilige rus is van ons sonde en van ons arbeid, gaan ek vir julle eendag in die week gee wat julle nie hoef te werk. Want julle kan al die kos by mekaar maak op die Saterdag en ek gaan seker maak dit gaan nie vrot word op die Sondag. En nee, Sabbat word geheilig en vir hulle gegee om te sê, vir een dag kan jy rus van die vloek van die sonde en die vloek wat op jou rus om te werk elke dag. En wat doen die Fariseërs? Ons moet niks doen op hierdie dag. En Jesus sê maar, jy is vry van die vloek. Nie sodat jy kan sit en niks doen, maar sodat jy vir mense kan omgee op daardie dag. As iemand siek is, wil jy hom nie gaan besoek op daardie dag nie. As iemand sy skaap in die sloot geval het, sal jy nie hom gaan help om die skaap uit die sloot uit te haal nie. Dis hoe jy die Sabbat heilig. Nie deur op te hou werk nie, maar om goed te doen aan jou medemens. Dis wat Jesus vir hulle in die evangelie sê. En dit is wat Jesus bedoel met die geregtigheid wat meer as die Fariseërs wees. Want ons probleem is, gee my 'n lys, sodat ek kan weet wat ek kan afteken en sê, ek het nie dit gedoen nie, ek het nie gedaan nie. Ons doen dit elke dag in ons lewens, wanneer ons vir mense sê, jy weet, ek is nie te slegte mens nie. Ek het nog niemand doodgemaak nie. Ek lieg nie te veel nie. Ons almal weet ons lieg, ons stel dit liedjies met mekaar elke dag. Ja, skat, jy lyk mooi in daardie rok. Leens. Ons almal sondig. Ons almal. Maar dis nie waaroor dit gaan nie. Ek dink wanneer ons begin sê, Here, wat is dit wat toelaatbaar is vir ons? Dan het ons al klaar in ons harte begin sonde. Ons kry dit baie keer wanneer ons praat met dinge soos, pastoor, is dit okay as ek 'n bier drink? Dan weet ek, jy wil al bier gedrink het. Jy soek nou net regverdig, jy wil nou net die vir jou sê, dit is okay, my broer drink maar. Ek gaan dit nie vir jou sê nie. Dit is beter om weg te bly van dit af. Terwyl ek ook dink, daar is nie noodwendig 'n verbod op dit nie, maar dit is goed dat jy dit nie doen. Maar dink maar aan al die sondes wat jy dink soos, Rolf, mag ek dit doen? Jy het al klaar besluit, jy wil dit doen, jy wil net hê ek moet vir jou sê, dit is okay dat jy dit doen. En dit is ons probleem. Ons dink dat die wet is daar geplaas om vir ons 'n heining te bou, sodat ons weet waar ons kan veilig bly binne in hierdie heining. En solank as wat ek net naby die heining kom en op die punt is ek nog okay. En dis wat die Fariseërs doen. Op 'n Sabbatdag wil ek nie eens op 'n stoel sit wat op grond is nie, want as daai stoel daar grond trek, dan grou hy 'n sloot en dan het ek gewerk. Waar Jesus sê, wat is daar in nonsens? Wat is hierdie nonsens? Nee, julle moet meer geregtig wees as selfs die Fariseërs. Paulus skryf vir die Fariseërs die volgende woorde in Romeine 10. Hy sê, want ek getuig van hulle, dat hulle 'n ywer vir God het, maar sonder kennis. Sê, hulle het 'n ywer vir God, hulle wil reg doen, dis hoekom hulle dit doen. Maar hulle doen dit sonder kennis. Want omdat hulle die geregtigheid van God nie ken nie, en hulle eie geregtigheid probeer oprig, het hulle aan die geregtigheid van God nie onderwerp nie. Want Christus is die einde van die wet tot geregtigheid vir elkeen wat glo. Sê Paulus dat die wet afgeskaf is? Nee. Maar as jy die res van Romeine gaan lees, dan sê dat jy, natuurlik moet jy nie sondig nie, natuurlik moet jy heilig lewe. Maar hy sê die wet is nie daar, sodat jy kan weet hoe jy geregtig kan wees nie. Jy kan nie. Jy kan nie geregtig wees nie. Maar die oomblik wanneer ek hou so baie van dit is 'n klip wat ek gesien het van, wat is die pastoor se naam? Ag, ek kan nou nie by sy naam uitkom nie. Maar dit is so 'n mooi preek wat hy sê. Hy sê, wanneer jy by die oordeelstroon van God staan, en jy word gevra, wat gee jou die reg om hier te wees? En jou antwoord begin enigstens met die woorde, omrede ek iets nagekom het, of ek
daarom 'n goeie mens is, of ek iets goed gedoen het vir mense, dan het jy al klaar jouself gediskwalifiseer. Maar as jou antwoord begin met, omrede hy geregtig is, dan is jy op die regte pad. Maar dit beteken nie dat ons gered word om te doen wat ons wil. Nee, inteendeel, ons word gered tot goeie en beter werke as die Fariseërs. Want al wat die Fariseërs en al wat die wetsgeleerdes oor bekommerd was, is wat mag ek nie doen. En Jesus het die wet verander, skoon my, sorry. Alles wat verkeerd vandag, die Here moet met ons wees. Nou is die kabel ook hier, ons nog krapperig. Prys die Here. Jy weet as ek baie keer bid, Here gee my meer geduld. En dan sê die Here, hier is dit. Vandag is daardie dag, dankie Here. Rekord hierdie ding ooit, want soos wat nou aangaan van die ding is rekord vandag. Dankie hoor. Jesus verander dit van, wat moet ek probeer om nie te doen? Nou wat moet ek doen vir my naaste? Hoe kan ek God se goedheid uitleef? In Matteus 33, ek wil julle 'n voorbeeld wys van, ek het genoem dat Jesus die wette erger maak. In Matteus 5 vers 33 tot 37 lees ons, dat Jesus sê, verder het julle gehoor dat daar vir voorouers gesê is, jy mag nie 'n eed verbreek nie, maar jy moet jou geloftes aan die Here nakom. Maar ek sê vir julle moet hoegenaamd nie sweer nie by die hemel nie, nie by die Jerusalem nie op enige Bybel of enige boek of enige iets, en julle mag glad nie 'n eed aflê nie. Of julle moet nie 'n eed aflê nie. Nie eens by jou eie kop moet jy sweer nie, want jy kan nie as jou haarkleur verander nie. Dit was voordat ons daai gehad het. Maar laat jou woord ja wees en jou woord nee wees. Jesus sê daar, dit gaan nie oor wat ek stiptelik in 'n kontrak nakom nie, want dit is hoe ons lewe ons wat die wet ons ken en wetsgehoorsaam is, ek praat nou van die gewone wette, as jy 'n kontrak geteken het dat jy sekere werk gaan doen, of die kontrak, jy sal kyk vir wie die werk gedoen moet word, en ons dinge wat gesê word wat buite die kontrak is. En wanneer daar klagtes is, dan gaan ons na daai papier toe, en ons gaan stiptelik en sê, maar ek het daarom dit nagekom. Ek het daarom dit nagekom. Ek het daarom hierdie dinge gedoen. Waarom Jesus sê nee. Dit gaan nie oor wat na 'n kontrak staan nie. Dit gaan oor, het jy dit gesê of het jy dit nie gesê nie? Het jy ja gesê of het jy nee gesê? Dit gaan oor daardie hart dat jy het, ek wil niemand verneek nie. Ek wil nie aan enigiemand kwaad doen nie. Ek gehoorsaam nie hierdie wet omrede ek sekere dinge moet nakom en stipulasies moet volg nie. Ek kom dit na omrede ek aan hom behoort en ek wil wees soos hy is. Want as God sal ja sê, dan sê hy ja. En as hy nee sê, dan sê hy nee. En so ek wil wees soos wat God is. Die Fariseërs kyk na hierdie eed. En Jesus skaal hulle aan in Matteus 5, en ek sal net vinnig dit noem. Jesus sê vir die Fariseërs, die wet sê, eer jou vader en jou moeder. Ons almal ken hom. Ons weet nie wat dit beteken nie, maar ons weet eer jou vader en jou moeder, beteken luister na hulle. Nee, dit is nie eintlik wat dit beteken nie, maar dit is deel van dit. Wees gehoorsaam aan die ouers. Maar daar is ook deel van dit, sorg vir jou ouers. Jy moet vir hulle sorg in julle ouers. En dit is deel van eer jou vader en jou moeder om te sorg vir. Wat die Fariseërs gedoen het is, ek is jammer mamma en papa, maar ek het my tyd en my geld aan die Here toegewy met 'n eed. En so julle kan nie van my geld kry nie, want dit behoort aan die Here uiteindelik. Ek wil dit gebruik vir hom. Dit klink baie mooi, maar Jesus sê, luister, jy weet of vir jou ma en jou pa sorg, of daar is probleme tussen my en jou. Ek gee nie om wat se eed jy afgesweer het, om uit daardie verantwoordelikheid te kom nie. Maar dis nie hoe dit werk. Jy moet vir hulle sorg. Daarom is dit altyd so extreem aan mense dink, maar ek werk vir die Here, en dan skeep hulle familie af. Hoekom? Nee, jy mis die punt. Jy mis die punt.
As jy sendeling is wat iewers gestuur word, vat aan jou familie saam en sorg vir hulle, maak seker jy gee om vir hulle. As jy soos Paulus geroep is om nie 'n familie te hê nie, dan is dit fantasties, dan kan jy gaan doen wat jy wil. Maar as jy 'n familie het, moet jy sorg vir hulle. Inteendeel, ons weet uit die skrif, uit Galasiërs uit, dat Peter sy familie saam met hom gevat het. Al die apostels het hulle familie saam met hulle gevat. Hulle het nie gaan rondloop en hulle familie alleen by die huis gelos nie. Nee. Dit is meer as dit. Ons is gered om heilig te wees. Nie in ons eie geregtigheid nie, maar in Christus se geregtigheid. Wanneer Jesus sê dat geen woord en geen titel en geen jota sal wegval, dan bedoel hy dit. Ons behoort die wette te gehoorsaam. Nie die siviele wette of die seremoniële wette nie, maar die morele wet, wat opgesluit word in hierdie twee gebooie wat ek gee. Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, jou hele verstand en al jou krag. En jou naaste soos jouself. Dit is wat Jesus kom leer het. Sy vergeet van die letter van die wet om te kyk wat ek nie moet doen nie. En vra jy die vraag, wat kan ek vir my medemens doen? Wat kan ek doen om te gee? Ek sal een laaste voorbeeld noem. Julle het gehoor die wet sê jy mag nie steel. En is reg, ons mag nie vat. Maar Jesus sê vir jou, nie net moet jy nie by jou naaste steel nie. Jy moet seker wees dat jou naaste genoeg het. As jy naaste tekort het, bedoel jy vir hom te gee. Dis wat Jesus sê. Hy sê dit in Matteus later, hy sê, as iemand by jou wil leen, moet jy nie nee sê. En dit is nou waar die pastoor nou begin voordat hy sê, ons gaan uit die som neem julle. As ek julle vra, vir geld mag my gee. Maar Jesus maak dit duidelik. Dit gaan nie oor dat ek nie vat van my naaste nie, maar dat ek sorg vir my naaste. Dat ek omgee vir hulle. Nie dat ek net nie wil hoor nie, maar dat ek vrede wil maak met die mense. Dit gaan oor verhouding. Die wet was daar sodat ons kan weet hoe 'n heilige God onder ons kan woon. Christus het gekom om te wys hoe ons by hom kan wees. Alleenlik deur die bloed van Christus is ons vrygespreek en ja, ons hoef nie op 'n Sabbat togas te dra en offers te bring. Maar dit beteken nie ons kan sit en niks doen. Ons is geroep tot goeie werke. Broer en suster, ons moet doen wat Jesus sê, daarom sy dit af met Matteus 28, leer hulle om alles te onderhou wat ek gesê het. Moenie die genade wat ons ontvang gebruik as 'n lisensie om uit jou verantwoordelikheid te kom en om te doen wat jy wil. Dit is onheilig. Soek in elke oomblik hoe ek God kan verheerlik in my dade en my medemens kan lief hê en ophou en alles wat ek sê en doen. En daarin is die wet vervul, as ons mekaar se laste dra. Amen. Vader, ons dankie vir die genade, Here God, en die goedheid en die seën in hierdie diens vanmôre. Here, ek bid dat ons naby aan U sal wees, Here God, in hierdie week, Here, dat ons sal soek hoe ons meer kan doen vir U en vir U koninkryk. Here, dat ons nie sal kyk na die wet en wonder wat ons nie moet doen, maar Here, dat ons eerder sal kyk na U heilige wet en die geleentheid soek om te kan doen dit wat U wil hê ons moet doen, om goed te wees teen ons medemens, om lief te wees vir hulle. Here, om alles wat ons vermoed het, Here God, om vrede onder mekaar te bewerkstellig, om lief te wees vir mekaar, Here God, vir mekaar om te gee. Here, en selfs vir hulle wat ons vyand is, selfs vir hulle wat teen U evangelie optree. Here, mag ons lief wees vir hulle, mag ons genade wys, mag ons in elke oomblik soek om vrede te bewerkstellig tussen mense, Here. Iemand geseënd is hulle, wat geregtigheid, wat dors na geregtigheid,
Geseënd is hulle wat vrede soek, geseënd is hulle wat U ken en U aangesig soek. En so ek vra Here dat U ons sal help. Heilige Gees, daar waar ons tekort kom en daar waar ons te swak is. Help ons, sodat ons kan leef tot die eer van God Vader en Jesus Christus die Seun. Aan U kom toe die lof en die eer en die majesteit, o Heilige Vader, tot in alle ewigheid. Amen en amen. Dankie broer en suster, gaan in die seën van die Here, daar's help. Gaan in die seën van die Here, mag julle 'n goeie week hê en kyk wat julle kan doen om goed te doen. Amen.